Goeiemôre. Baie welkom vanoggend hier in die huis van die Here. Dit is lekker om oral mense te sien vanoggend. Ja, dis nogal baie lekker. Voor ons begin wil ons graag vra dat ons net as gemeente, ons weet almal van oom Peri wat nou nie met ons is nie. Kom ons staan net en ons betuig ook ons vir 1 minuut stilte vir oom Peri wat nie meer met ons is nie. Baie dankie. Vanoggend is 'n baie lekker dag. Die son skyn. En ons is mos nou na die opstanding. Paar dae daarna. Nou wonder ek as ek nou vir julle vra, waar was die disippels gewees? Nadat Jesus uit die graf uit opgestaan het. Waar was die disippels? Waar? Bokkamer. En waar nog? Net daar. Was almal daar? Nee. Almal was nie daar nie. So vanoggend is ons tema van twyfel tot spanwerk. Nou net so terloops, nou waar is almal wat die leessitplekke? Is hulle by die bokkamer? En hoekom is hulle nie hier nie? Ons is mos 'n span, ons is mos die Here se disippels. In elk geval, ek lees vir ons in Johannes 20, ook die gedeelte wat ons vanoggend gaan saam lees. Terwyl die disippels nou in die bokkamer was, en nou gewonder het, wat gaan nou gebeur? Terwyl hulle, ek dink hulle was bang. Wie van julle is bang vanoggend? Niemand bang nie. Ja. Wie vrees? Wie het vrees vanoggend? Ja, daar. Vrees. Wie is onseker? Ek het 'n onseker gevoel op my maag. En ek moet nou vanoggend hier goed sê, so is nie lekker hier op my maag he. Maar elkeen van ons het iets vanoggend wat in ons gedagtes ons versteur. Daai Sondagoggend was die disippels ook versteur. Want hulle herder, hulle leier was dood, is vermoor. Hulle is nou sonder hom, wat nou? En so voel ons baie keer, veral hoe ons voel omtrent elke Sondag aand so. Ek sal nooit vergeet nie, dat ek uit die skool uit is, nou uit die huis uit. Van Maandag tot Sondagmiddag 5:00 is alles lekker. Maar as daai Sondag aand aanbreek, dan kry jy so 'n holkol op jou maag. Want wat gebeur? Jy verlang. Jy mis. Die disippels was dieselfde. Ons is dieselfde. Ons het ook daai gevoel vanoggend op ons maag. Of ons dit nou wil weet of nie. Maar wat sê die woord vir ons? Terwyl die disippels, terwyl ons vanoggend hier is met ons verskillende gevoelens, kom Jesus en hy staan tussen ons. En hy sê, vrede vir julle. Vrede vir julle. Vrede vir julle. Kom ons staan, dan sing ons ook 'n lied saam vanoggend, om ook hierdie samekoms van ons te begin. Die goedheid hier aan ons nie pyl nie, wie word daardeur nie diep getref?
Niks anders bring vir ons die heil nie. Ons wil ons hart tot U verhef. Aan U alleen ons dank en ere, U wat ons in U liefde lei. U sal ons nooit vergeet nie, Here. U wil ons in U waarheid lei. U is die Heer wat ons gemaak het. Voor U kom ons U skepsel staan. U is die Heer wat steeds gewaak het, deur wie ons gans en al bestaan. U bring in ons gemoed die vrede, U sterk ons gees met nuwe krag. U gee die lig oor ons rede, dis U van wie ons heil verwag. Sou ek o Heer U nie vereer nie, sou ek U goedheid nie verstaan, sou U my raad gee, ek nie leer nie, die weg wat U my wys nie gaan. Nie Heer, U rig my wil en strewe, U woord by my gedurig by. Vul met U liefde ook my lewe, om my in alles U te wy. Broers en susters, vanoggend is ons teksgedeelte Johannes 20. Johannes 20 vanaf vers 26 tot 31. Maar voor ons lees, wil ek ook hê ons moet vanoggend eers ons kerse aansteek. So ek vra vir Rocky om vir ons gebedskers te kom aansteek, vir Nicolette om ons gemeentekers aan te steek, en Dylan, wil jy asseblief vir ons die kinderkers kom aansteek? Sal dit baie waardeer. Dankie. Kom ons raak stil, sluit die oë. Almagtige Vader, ja Here, hier waar ons in die huis sit, om te wag vir die boodskap wat U vir ons het. En waar ons gaan luister na die boodskap, Here. Dink ons ook terug aan die week wat verby is, Here. Daar waar ons 'n waardevolle vriend verloor het, oom Pierre van Loggenberg, Here. Kom ons vanoggend en ons dink ook aan sy familie, Renata, Santa en Gideon. En ook al die vriende, Here. Here, U weet wie hulle is. Here, kom ons en ons is baie hartseer daaroor. Maar ons weet, U het hom nodig daar in die hemel. En dan kom ons ook vanoggend en ons dra ons siekes aan U op, Here. Daar waar baie van hulle in die hospitaal is, Here. Daar waar gaas in die hospitaal is, waar vrouens wag om geboorte te gee, waar hulle sit op stoele of op die grond lê, Here. Weet ons, daar is 'n probleem in ons land. En dan kom ons ook vanmôre ons bedank, Here, vir diegene wat gesond gemaak is deur hierdie week, Here.
En daarvoor is ons opreg dankbaar. Here, ons vra gaan saam met Dominee waar hy vir ons die woord gaan bring. Ons vra dit in Jesus se naam alleen. Amen. So voor ons saam lees, kom ons buig die hoofde en dan vra ons ook die seën van die Here. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend hier by mekaar is as gemeente, maar ook as gelowiges. Dankie dat U vir ons die krag gegee het om vanoggend op te staan, om onsself aan te trek en onsself tot hier te bring. Maar Here, ons bid ook vir elkeen wat nie vanoggend hier kan wees nie. Here, dalk voel hulle nie lekker nie, dalk is hulle siek. Ons bid vir hulle ook daar waar hulle is, dat Here, wanneer hulle ook hierdie diens aanlyn kyk, dat U hulle ook sal seën daar waar hulle is. Ons bid dat U hulle ook sal aanraak. Want Here, ons hoef nie almal op een plek te wees nie. Tog is dit U begeerte. Maar waar ons ook al mag wees, U kan ons ook daar aanraak. U kan ons ook daar genees. U kan ook daar U woord aan ons openbaar. En daarom bid ons dat die Heilige Gees ons harte ontvanklik sal maak vir U woord. Here, U woord is vir ons gegee om ook ons lewe hier op aarde makliker te maak. Om lewe 'n fees te maak. Om saam U naam groot te maak. Dankie Here dat ons U woord het. Dankie dat ons dit nog in ons hand kan dra. En dankie Here dat dit oral beskikbaar is, nie net in boekvorm nie, maar ook elektronies. Want Here, so word U woord oor grense heen versprei. En ek bid ook vanoggend vir daai mense wat U woord elektronies lees, dat U op 'n besonderse wyse ook U self aan hulle openbaar. Baie dankie dat U vir ons so lief is, dat U Jesus vir ons aan die kruis laat sterf het, maar meer, om ook weer uit die dood uit laat opstaan het, want Here, so het hy die magte en die kragte van die dood gebreek. Die krag van die sonde is verpletter deur Jesus se opstanding uit die dood. En daarom, Here, kan ons ook vanoggend met ontvanklike harte hier sit en weet, as ons iets verkeerd gedoen het, dat U 'n genadige God is en dat Jesus ook daarvoor gesterf het en opgestaan het. En ons daarom nou kan ontspan, Here, om aan die voete te sit en met oop gedagtes en 'n oop gemoed te luister wat U vir ons wil sê. Ek bid vir U woord vanoggend, Here, dat dit nie my stem sal wees wat ons hoor nie, maar dat dit U Gees sal wees wat met elkeen van ons praat. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit genade alleen. Amen. So die teksgedeelte is Johannes 20 vanaf vers 26 tot 31, maar ek wil terwille van 'n bietjie agtergrond vanaf vers 19 vir ons saam lees. Dis nadat Jesus die sondagoggend uit die dood het opgestaan het. Daardie sondag-aand was die disippels bymekaar, alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode. Het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê Jesus.
soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat Jesus dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Wat 'n ongelooflike ontdekking, né? Thomas, wat ook Didymus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels nie, sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Jammer, genoem is, een van die was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir Thomas, miskien maandag of dinsdagoggend, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spyker steek nie, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Nou ons teksgedeelte. 8 dae later, dit sal nou volgende Sondag aand wees, was Jesus' disippels weer by mekaar, en Thomas was by hulle, hierdie keer waar hy seker niks gemis het nie. Hy wil gekyk het of hierdie vriende van hom, hierdie maatjies regtig die waarheid praat. Ons is ons ook maar so, nie? Ja. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, kom hier, kom, Thomas, kom jy hier, bring jou vinger en kyk, hier, en kyk na my hande, en bring jou hand en steek hom in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie. Maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Jesus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek geskrywe is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle, ook ons vandag, kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Dit is die woord van die Here vanoggend. So ons hoef nie te sien nie. Ongelooflik. Ons hoef nie te sien nie. Ons moet net glo. Kom ons sit net so en dan sing ons 'n lied saam. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy gees oral met jou sal gaan. Jesus sê, hy kom weer, hy kom by die hemel neer, met bassyn en geskaal, kom hy al sy mense haal. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy gees vooral met jou sal gaan. Deur sy woord weet ons Jesus gaan terugkeer na die wêreld met alles daarin. Wat gebreek is, sal Jesus kom heel maak. Deur sy woord weet ons alles maak sin. Hoe slag by die wind met die
glimlach van 'n kind maak jou los van die kwaad. Dis jou Skepper wat praat. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy gees vooral met jou sal gaan. Die kerngedeelte van wat ons vanoggend saam gelees het is vrede vir julle. Die Here kom vanoggend vir ons as gemeente sê, vrede vir julle. Waarom? Omdat die opstandingsverhaal van Jesus nie eindig met die leë graf nie. Dit gaan met die ontmoetinge tussen die opgestane Here en sy disippels gepaard. Jesus sit sy lewe voort, nie as mens nie, maar as God. En in Johannes 20 lees ons van 'n baie bekende karakter, Thomas, wat ook die twyfelende Thomas genoem word. En ek het nogal gewonder hoekom hierdie gedeelte nou vanoggend op my agenda is, en ek het besef, ons gaan deur Goeie Vrydag, ons gaan deur Opstanding Sondag, maar ons bly twyfel. Hoekom? Want ons het nie gesien nie. Dit is vir ons moeilik om te glo. Baie moeilik om te glo, want ons wil sien. As ek nou vir julle vanoggend vra, het julle gesien Rocky het 'n nuwe kar gekoop? Kyk daar Petrus dadelik. Nee, is nie waar nie. Ek het nie gesien nie. Ons eerste instink is om te sê nee. So ons is geneig om te twyfel. En ek dink, in my lewe is daar 'n datum, 15 Augustus 1999. Dis die dag wat die Here dit so beplan het, vooruit, ek dink lank voor my geboorte, dat ek Sri Lanka toe sou vlieg. Om te gaan kyk, luister nou wat ek vir julle vertel. Die Here stuur my van Kaapstad af, Sri Lanka toe, om te gaan kyk waar dit is, want ek het nie geweet waar dit is nie. Ek moes dit op 'n kaart gaan soek het. Toe was ek al bejaard. En ek het nie geweet waar dit is nie. So vlieg ek uit die Kaap uit, ek land in Johannesburg, gaan van binneland na internasionaal, boek in, en skielik het ek 'n kol op my maag. En ek twyfel. Here, is dit regtig wat ek nou moet doen? Want 'n mens is mos so. Mens is mos onseker. En ek vra vir die persoon by die waar jy inweeg, ek sê, die vlug, is dit volgeboek? Sy sê, meneer, die vlug is propvol, daar selfs 'n waglys van mense. Ek dink, sjoe, in my lewe, ek was toe nog in daai tyd, nog nooit uit die land uit nie, nog nooit binne in 'n vliegtuig nie. En ek boek in en ek stap deur sekuriteit, hier staan ek nou in die rykie, ek gaan nou die vliegtuig in, gaan in, maar wraggies sê ek nou vir julle, nee, dis ongelooflik. Ek was nog nooit in so 'n groot vliegtuig nie. My mond hang oop, en so soek ek my sitplek, kry my sitplek, pak my goed en sit in die sitplek, en so is ek nou daar, verstom, natuurlik met die skermpie, waar ek kan fliek kyk, Peter orals, hier het ek 'n pakkie gekry, ek het nie geweet, hulle gee nog vir jou 'n pakkie soek, as jy op die vliegtuig klim nie. So trek ons daar weg, met 'n spoed, nou is ons hier in die lug, nou val ek aan die slaap, en ek is nou moeg fliek gekyk, maar nou moet julle verstaan, ek is so
gespanne. En 'n onsekerheid maak my wakker. Ek sê, Here, asseblief, wys net vir my. Wys net vir my, of dit is waartoe ek moet gaan. En die Here sê vir my, kyk langs jou. Kyk langs my, ja, hier is iemand, wat ek sê, hy sê, kyk aan die ander kant. Wie sit daar? Niemand nie. 'n leë stoel. Die enigste leë stoel in die vliegtuig. Het ek toe nou later uitgevind. En die Here sê net vir my, glo jy nou, ek vlieg saam met jou. Dit was 'n ongelooflike oomblik van my lewe. Dit gebeur nie net nie. God is getrou. As hy jou roep, of hy stuur jou, dan is hy altyd by jou. Net soos Jesus by sy disippels was. Daar is nog baie ander wondertekens in my lewe wat ek met julle sal deel. Maar hierdie was die ongelooflikste. Dat ek hoendervleis kry en sê, Here, baie dankie. Jammer, ek twyfel. En ek het ontspan, en ek het die vlug gemaak tot in Sri Lanka. Maar ons gaan nie vandag na dit luister nie. Vandag wil ons kyk na Thomas. Hoe lyk Thomas se twyfel? En wat beteken dit vir ons vanoggend hier in PE Noord, in hierdie gemeente? Wat sê Thomas vir ons oor ons gemeenskap as gelowiges? Wat sê sy twyfel vir ons oor spanwerk binne die liggaam van Christus? Binne 'n gemeente wat sê, ons glo in Jesus Christus. Ons aanbid 'n lewende Here. Ons is hier omdat ons oortuig is, Jesus leef en hy is my redder. Eerste gedagte waarna ons wil kyk is die krag van 'n saamwees geloof. Nou uit die aard van die saak was die eerste Sondag aand was Thomas nie daar nie. Nou ons kan natuurlik nou vir weke en vir jare daaroor debatteer. Waarom Thomas nie die eerste Sondag daar was nie. Maar die tweede Sondag was hy wel daar. En hy het seker gemaak hy mis dit nie. Woord sê, 8 dae later was sy disippels weer binne in die huis. En Thomas was by hulle. Thomas was nie alleen nie, Thomas was by die ander disippels. Maar dit beteken nie, dat Thomas, terwyl hy daar was, nie getwyfel het nie. Hy het nog steeds getwyfel. Hy was nog steeds onseker. Julle? Ek is nou nie so lekker seker oor hierdie storie nie. Maar kom ons kyk maar. Ons kyk maar. Maar hy het tog gekies om saam met die ander gelowiges te gaan. Die ander disippels. Ons weet nie waarom Thomas nie by die ander disippels was die eerste Sondag nie. Maar ons weet hoekom hy daar was met die tweede Sondag. Thomas was klaarblijklik baie huiwerig om hulle beweringe oor Jesus net te aanvaar. Hy was bang. Kom ek sê vir julle, wie van julle het gesien hoe Jesus gekruisig is? Nie een van ons het dit gesien nie. Dis wreed. Thomas het dit gesien. En hy het geweet, daai manne gaan vir ons kom soek. En hy het weggehardloop. Hy het gaan wegkruip, saam met die ander gelowiges. Thomas hy het seker gemaak, hy het 'n goeie pad en 'n rigting om weg te hardloop. Maar nou kom hy steeds met daai bangheid, daai onsekerheid, daai twyfel, die tweede Sondag. Okay julle, ek gaan nou maar kyk wat gebeur. Hoekom gebeur hierdie dinge in Thomas se lewe? Omdat nie een van die disippels
op dieselfde geloofsvlak of geestelike volwassenheid was as die ander nie. En is presies dieselfde met ons vandag. Nie almal van ons is op dieselfde geloofsvlak of geestelike volwassenheid nie, en daarom twyfel baie van ons, daarom is baie van ons onseker. Maar die belangrikste wat hier uitkom is, ten spyte van Thomas se geloofsvlak en geestelike volwassenheid wat tekortskiet, kom hy en hy word deel van die span. Hy verstaan nie alles nie, maar dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor die geloofsgemeenskap. Dit gaan oor die span. Dit gaan om te groei. Dit gaan om saam te leer en mekaar te ondersteun. En dis waaroor ons ook Sondag eredienste het. Gaan nie so seer vir iemand om te preek nie. Dit gaan daaroor dat ons 'n span is. Dit gaan dat ons by mekaar wil wees, want ons wil saam groei. Ons wil saam leer. Ons wil in Christus wees. Ons wil in sy teenwoordigheid wees. Ons wil hê hy moet ons inspireer. Want net sy vrede kan vir ons van dit wees. Tweede gedagte. Jesus ontmoet ons binne 'n span. Nou dit is so dat Jesus die eerste Sondag aan die disippels kon ontmoet het, en toe, hy het mos nou geweet waar is Thomas. Jesus het baie duidelik geweet waar is Thomas. Hy het ook geweet waar is die vrou is. Hy het geweet waar almal is. Net soos wat Jesus weet waar almal is wat vanoggend nie hier is nie. Maar Jesus kies om ons binne 'n spanverband te ontmoet. En daarom is dit belangrik dat ek en jy erns maak om kerk toe te kom. Die Here wil ons graag hier ontmoet, want dis die ruimte waar hy wil hê ons moet by mekaar kom. Jesus wil aan almal verskyn. En daai tweede Sondag aand verskyn Jesus weer aan hulle. Want hy weet nou is die span volledig. En daai Sondag aand is sy woorde spesifiek. Hy sê, Thomas, kom jy hier, bring jou vinger en kyk na my hande. Moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. Want Jesus was bewus van Thomas se twyfel. Jesus is bewus van my en jou twyfel vanoggend. Ons hoef dit nie weg te steek nie. Ons kan dit maar onderdruk. Ons kan maak asof ons dit nie voel of hoor of sien nie. Maar Jesus weet dit. En Jesus gee vir Thomas presies wat hy nodig het. Wat het Thomas nodig? Om te sien. En Jesus doen dit met Thomas, nie daar waar hy alleen is nie. Jesus doen dit met Thomas binne 'n konteks van spanverband. Want daardeur wil hy nie net vir Thomas iets leer nie, hy wil vir almal iets leer. Ons het mekaar nodig, want dikwels kom Jesus na ons toe deur ander, deur mekaar. Ek het weer iets daarvan beleef hierdie naweek. Wat gebeur as ons iemand aan die dood afstaan? Dan kom ons by mekaar. Hoekom? Want ons wil iets van Jesus deel. Maar in ons onderbewussyn wil ons ook tog, het ons hierdie hoop
dat Jesus ook aan ons sal verskyn. Dat Jesus ook iets sal doen. Dis waarom Jesus hou van groepe. Hy's 'n spanmens, hy's 'n spanpersoon. En daarom is daar ook, praat ons van die drie-eenheid. Vader, Seun en Heilige Gees. Dis 'n span. Hulle hou daarvan om saam te werk, want dis waar die krag lê. Wanneer iemand anders getuig van geloof, wanneer iemand anders vir jou bid, wanneer jy saam met ander Bybel lees, dan groei ons. En dis wat Jesus geweet het. As ek vir Thomas binne hierdie span kan ontmoet, dan gaan hy kan saam groei. En daarna het Thomas nooit weer van die disippels af weggegaan nie. Al het hy miskien nog getwyfel. Maar ek dink sy ontmoeting met Jesus daardie tweede Sondag aand het heeltemal verander. En daarom bly hy deel van daai gemeenskap. Want dit het hom in aanraking met Jesus gebring. Broers en susters, en dis presies waarom ons vanoggend hier is. Ons is hier om deel te wees en deel te bly van hierdie gemeenskap van gelowiges. Want dit bring ons in aanraking met Jesus. Ja, dit is waar. Ons kan in isolasie groei. Maar hoe lyk so 'n geloof? Ek dink dit lyk heeltemal anderster as 'n geloof waar mens saam met ander mense is. Die derde gedagte, twyfel bring nie afstand nie. Ten spyte daarvan dat Thomas getwyfel het, het dit nie van hom 'n ongelowige gemaak nie. Ten spyte daarvan dat Thomas getwyfel het, het die Here hom nie weggestoot nie. Maar sy twyfel het gelei tot 'n verdieping van sy verhouding met Jesus Christus. En Thomas se reaksie op Jesus se hande en sy sy het gelei tot die grootste geloofsbelijdenis nog ooit. Voor dit was daar nie so ene nie, en daarna was daar nog nooit weer 'n groter geloofsbelijdenis as wat Thomas gesê het nie. Toe Thomas het sê, toe sê hy, my Here en my God. En dit is en dit bly een van die mees kragtige geloofsbelijdenisse in die hele Nuwe Testament. En dit kom van iemand al wat eerlik was in sy twyfel en oor sy twyfel. En dis wat ek hier raak lees. Ten spyte van my twyfel kan ek nog steeds in my verhouding met Jesus 'n verdieping ervaar. Die sleutelwoord is, ek moet eerlik wees. Ek moet eerlik wees, nie net teenoor myself nie, maar ek moet ook eerlik kan wees binne die gemeenskap van gelowiges. As ek twyfel, moet ek kan opstaan voor julle en vir julle sê, ek twyfel. Want as Jesus dit verander, dan verander julle ook. En dis hoe die Here werk. Ware spanwerk in 'n geloofsgemeenskap laat ruimte vir eerlikheid. En daarom is daar ook momente in 'n erediens ingebou, waar ek en jy kan stil raak en vir die Here sê, Here, vandag twyfel ek. Asseblief help my. Here, vandag vrees ek. Dis die ruimte waar jy kan eerlik wees. Jy kan jou huis ook eerlik wees.
Jy kan in jou kar of in jou werkplek ook eerlik wees met die Here. Hy's daar. Maar wanneer ons praat oor spanwerk, oor gemeente wees, oor geloofsgemeenskap, dan is dit 'n spesiale ruimte waar ek eerlik kan wees saam met ander wat ook eerlik wil wees. Thomas in hierdie gedeelte word nooit uitgestoot nie. En Jesus stoot ons ook nie weg nie. Nie een van die disippels het vir hom gesê, Thomas, jy was nie verlede Sondag hier nie, daarom mag jy nie meer vandag hier wees nie. Gaan, wag buitekant. Nee, die disippels sluit vir twyfelende Thomas in. Ons roeping is om die twyfelendes daar buite in te roep, in te bring, sonder om krities teenoor hulle te staan. 'n Sterk span kan mense eerlik, in 'n sterk span kan mense eerlik wees oor hulle vrae. Hulle kan eerlik wees oor die dinge waarmee hulle sukkel. En hulle kan eerlik wees oor die vlak van hoop wat in hulle lewe. Want daai eerlikheid bring ons nader aan Jesus Christus. Bring ons nader aan sy openbaring aan ons, sodat ons kan groei. En daarom is dit belangrik dat ons ook in hierdie gedeelte sien dat die gemeenskap, die span, mekaar se twyfel dra. En wanneer enige iemand in die gemeente twyfel, moet ons dit dra. Ons moet dit nie kritiseer of afmaak as niks nie, of onsinnig nie. Nee, ons moet saam met daai persoon wees. Want môre is dit dalk my beurt om te twyfel en sy beurt om my te ondersteun. Want twyfel bring verdieping en nie afskeiding nie. Ware spanwerk, en as julle onthou met my intree preek het ons oor span, het ek oor span gepraat. Ons is 'n span. En 'n ware span, en dit is wat ons hier by die disippels sien, gee ruimte vir ander om te groei en te glo. Ons verantwoordelikheid vanoggend is om ruimte te maak vir ander mense wat wil groei en glo. Wat sê Galasiërs 6 vers 2? Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Vierde gedagte, die seën van die onsienlike geloof. En dis 'n spangetuienis in vers 29. Sê Jesus, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. En hierdie seën is nie net vir Thomas nie. Dis nie net vir my of vir jou nie. Dis 'n gemeenskaplike seën. Ons as gemeente moet saam glo. Ons moet saam die pad van geloof stap. Al het ons nie die Here fisies gesien nie. Het enige van ons al die Here fisies gesien? Nee. Maar weet julle dat Jesus al aan mense verskyn het? Jep, die Here verskyn elke jaar aan baie mense. Maar ons weet nie daarvan nie. Hoekom? Want hulle lewens is in gevaar. Elke jaar met Ramadan, daar waar die moslems hulle pelgrims hou, daar verskyn Jesus gereeld aan hulle. En hy sê vir hulle wie hy is. En hulle staan op
en hulle verbreek hulle verhouding met Islam en raak volgelinge van Jesus Christus. Is nie net vir my nie, dis vir ons. Maar ja, Jesus het ons lief. En daarom verskyn hy aan ons, en daarom vra hy van ons, dat ons sal glo sonder om te sien. Hy vra ook van ons, om vir mense te vertel van hom. Want dit was die getuienis van die disippels, om vir Thomas te help om te glo. En is my verantwoordelikheid om vir julle te vertel, en julle verantwoordelikheid om vir my te vertel, dat Jesus met my en met jou gepraat het. Daar is baie getuienisse, en ons maak te min daarvan, maar is nodig. Die Here gee dit vir ons, dis opgeteken in sy woord, dis gegee aan ons as gelowiges in 'n gemeente, om dit met ander te deel. Want die Here wil hê, dat ons as 'n geloofsgemeenskap, as 'n span, mekaar daarin moet herinner, aan wie Jesus is. Dat Jesus nie meer aan die kruis hang nie, maar dat Jesus opgestaan het, en dat hy werk, elke oomblik, van elke dag. Die geloofsgemeenskap is 'n span, waarin ons mekaar moet herinner, aan wie Jesus is. Selfs broer en susters, as ons hom nie gesien het nie. Elke persoon se getuienis, versterk die span se geloof. Het ek dit weer sê? Elke persoon se getuienis, versterk die span se geloof. Kan ek maar herinner aan wat jy vir ons vertel het oor jou lewe? Ons almal onthou wat Renate vertel het toe sy gestaan het. Wat het dit aan ons gedoen? Die van ons wat hier was? Ons het met glimlagte. Ons harte het warm geword. Dis wat Jesus wil hê. Hy wil hê, dis hier waar ons harte moet warm word, sodat ons die wêreld kan ingaan, en ander harte opwarm vir hom. Elke persoon se getuienis versterk die span se geloof. En so word Jesus deel van ons. Die laaste gedagte, die doel van die evangelie. En natuurlik is daar baie mense wat sê, ag, die evangelie, die goeie nuus, wat is dit nou? Wat staan hier so in die woord? Ek het dit nie hier geskryf nie, ek het my Bybel so gekoop. Maar hierdie wondertekens is beskrywe in die boek. Beskrywe en gedruk in hierdie boek, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is. Nie dat julle kan sien nie. Ons wil mos die woordjie sien. Nou, waar is hy nou? Wys gou vir my, waar is Jesus? Ag, jy praat nonsens. Hier staan glo. Dat Christus die Seun van God is, sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Die Here het dit so beskik, dat alles wat hy gedoen het, nie alles nie, dit wat belangrik is vir ons, in die boek opgeteken is. En dit is baie eenvoudig, ons net glo. Ons hoef nie te sien nie, ons moet glo. Ons sal mekaar help, om geestelik te sien. En Jesus sal dit vir ons gee, wanneer ons dit nodig het. 'n Ander belangrike ding in hierdie vers is, die taal, julle, sodat julle kan glo. Of sal ek dit 'n bietjie anders te lees? Maar hierdie wondertekens is beskrywe, sodat dominee Jan kan glo, en julle nie. Is dit wat daar staan? Nee. Sodat julle kan glo, ons kan glo. Dis nie in 'n enkel fout hier, dis in meervoud geskryf.
Want die Here wil sy evangelie aan almal oordra, aan elke een op hierdie aarde. Dis 'n meervoud. Want die Here wil hê sy woord moet die gemeenskap van gelowiges bou. Ek is nie die kerk nie. Ek is nie julle redder nie. Weet, daar is ander instansies wat 'n bieghokkie het. Dan maak jy 'n deurtjie oop en dan gaan sit daar iemand binne en dan kom jy, dan sê jy nou vir hom alles. En as jy nou alles gebieg het, dan is jou sondes vergewe. Ek is nie dit nie, jy is nie dit nie. Die Here wil ons as gemeenskap van gelowiges bou deur in hom te glo. En sy woord, so eenvoudig soos dit hier opgeskryf is, te aanvaar en te leef. En daarom gaan dit nie oor individuele redding nie. Dit gaan oor die liggaam van Christus wat saamleef. En luister broer en suster, die redding van ons gaan nie oor myself nie. Dit gaan nie net oor Rokkie nie. Dit gaan oor die liggaam van Christus. Nou, wie is die liggaam van Christus? Dis ons, hierdie gemeente, al die gemeentes in PE, al die gelowiges in Suid-Afrika en in die wêreld, is die liggaam van Christus. En hy wil hê dat ons sal saamleef. Dat ons sal saam getuig en dat ons saam die wêreld sal beïnvloed. Daarom het Jesus gewag tot Thomas deel is van die span. En hy het nie vir Thomas uitgeskel nie. Hy het nie vir Thomas sleg gesê nie. Hy het vir Thomas ingenooi van sy twyfel na 'n omgewing van sekerheid. En gesê, Thomas, ek rus jou toe met sekerheid. Want julle 12 moet nou die wêreld gaan beïnvloed. Die Here rus ons vanoggend toe, elke Sondag, in die kerkgebou, in die gemeente, om ons omgewing te gaan beïnvloed. Almal verwys na die breinwoonstelle. Almal verwys na ander instansies. Vir die Here is dit onbelangrik. Al wat hy vanoggend vir my en jou vra is, hoe het julle as gemeente, as liggaam van Christus in Sitwell, hoe leef julle saam? Hoe getuig julle saam? Om Sitwell, die wêreld waar julle leef en werk en woon, te beïnvloed. En daarom is ons roeping as geloofsgemeenskap om saam die boodskap uit te dra. Elkeen met sy of haar unieke gawe wat God hom en haar gegee het. Soos 'n span. Ons het elkeen 'n verantwoordelikheid. Ons het elkeen 'n rol. Ek sluit af met die gedagte van twyfel tot spanwerk. En dis wat Thomas se verhaal vir ons aan herinner. Jy hoef nie volmaak te wees nie, om deel van 'n span te wees. Weet jy hoe onvolmaak is ek? Ek het nou eendag weer in die spieël gekyk, dink ek, jy het dan 'n groot neus hoor. Kyk hoe lyk jou een oog. Vee ek nou eers my wenkbrau, nee. Kyk ek in die spieël, jene, nee, ek sal my maag 'n bietjie moet intrek, jy weet, dalk moet ek 'n bietjie op die eet gaan, staan ek daar. Ons is almal onvolmaak. Maar Jesus het ons lief. Jesus het ons in 'n span gesit, ongeag hoe jy lyk, hoe jy praat, hoe jy dink, hoe jy slaap.
en wat se siekte jy het. Jy hoef nie volmaak te wees om deel van God se span te wees nie. Al wat God van jou vra is, glo en kom. Ek rus jou toe. Want wat is die geheim van Jesus? Hy wil my en jou ontmoet binne die gemeenskap van gelowiges. Hy kan as hy wil. Hy doen dit in elk geval, daar buite op die buitewyke. Want hy het nie vir ons nodig nie. Maar Jesus wil, hy sien uit elke Sondag om hier te wees, om jou in die oë te kyk, om vir jou 'n drukkie te gee. En dit sê, my kind, ek het jou lief. Net soos jy is. Ander gedagte is geloof groei, waar ek en jy eerlikheid en spanwerk openbaar. En die twee loop hand aan hand. Jy kan nie eerlik wees en deel van 'n span wees nie. Jy kan nie 'n span wees en jy het nie eerlikheid onder mekaar nie. Thomas herinner ons om eerlik te wees met jou tekortkominge. Maak jou deel van 'n span en so word jy die sterkste span wat nog ooit bestaan. Mag ons as gemeente 'n span wees, soos die disippels, wat saam glo, saam bid en saam groei. En mag ons ook ruimte maak vir die wat twyfel. En ek dink dit is vir ons belangrik om vanoggend te weet, dat Jesus ons nie wil net aan mekaar sterker verbind nie, maar die Here van ons verwag om ruimtes te maak vir die wat dalk vandag nog twyfel, wat vandag nie hier is nie. Want wie weet, die wat nog twyfel daar buite, die wat nog twyfel oor Jesus, dis dalk hulle wat die volgende sal uitroep: my Here en my God. Hemelse Vader, baie dankie dat ons net weer bietjie kon kyk na Thomas. Dankie Here dat Thomas getwyfel het en so getwyfel het dat U sy twyfel kon wegneem. En dat sy geloofsbelijdenis vandag vir ons opgeteken is, sodat ons sal verstaan dat indien ons twyfel, ons ook 'n plek in die span het. Dankie Here dat U vir ons lief is. En dankie dat U daarvan hou en eintlik verkies dat ons as gemeenskap van gelowiges sal saam glo, saam bid en saam groei, om so die wêreld om ons te kan beïnvloed met God se lig, met God se liefde en God se genade. Want Here, as span is ons 'n span omdat ons in die opstandingskrag van Jesus Christus opereer. Baie dankie dat U vir ons 'n deur oopgemaak het by Piet Retief Laerskool. Here, mag ons geloof ook in die lewe van twyfelende kinders U liefde gaan weerspieël. Mag dit oorspoel in hulle lewens, Here, dat hulle ook met hoop na hulle families en hulle huise toe kan teruggaan, sodat dit ook hulle lewe en hulle omgewing kan beïnvloed. Help ons as 'n span, Here, om ruimte te laat vir die wat nog wil inkom, en dat ons hulle sal ontvang soos U hulle ontvang het, deur te sê, vrede vir jou, baie welkom. Dankie Here vir U woord. En so bid ons vir elkeen wat vanoggend siek is, wat vanoggend ongesteld is, wat miskien iewers op pad reis, of iewers vakansie hou.
mag U vrede met hulle wees. Mag U vrede hulle omvou. En ons bid in die besonders, Here, vir Renate en haar familie. Ons bid dat U vrede hulle sal dra. Dat U vrede hulle sal omvou. En dat die onsekerheid wat daar mag wees, heeltemal sal verdwyn. En Here, dat hulle saam sal kan glo dat alles gebeur het volgens U plan. En ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Daar is nog geleentheid om die Here te dien met ons offergawes en ook dan die afkondiginge. En dan het ek nog so 1 of 2 skyfies om vir julle te wys. Goeiemôre almal. Ons wil eerstens net dankie sê vir Vrydag se marathon, pannekoek marathon, vir elke bydrae, vir elke verkoping, vir almal wat net hier was vir ondersteuning. Ons het sover 607 pannekoeke verkoop. Ons het amper 3.900 rand wins gemaak. Ons sê vir ons Hemelse Vader ook baie dankie. Dat hy vir ons die gesondheid gegee het, en vir ons die krag gegee het om dit te kan doen. Het was lekker, ons het gelag, ons het dit met vreugde gedoen. Ek dink dit was 'n wonderlike ervaring, daarvoor sê ons baie dankie. Die program van die week, Dinsdag 10:00 vroue bemagtiging, Woensdag aand 6:00 intreegeleentheid, en dan 7:00 Bybelstudie wat oor bekering gaan, Donderdag 9:00 en Vrydag 9:00 Mersha se butiek. Donderdag is vir die gemeente, Vrydag is vir die gemeenskap. En dan Vrydag 11:00 die Wyse Parels, en is ook ons bid waar ons is. Ons land, ons gemeenskap, ons kerke, daar's so baie dinge wat verkeerd gaan waarvoor ons moet bid. En dan Saterdag se sopkombuis. Almal is ook welkom daarso. En dan soos almal weet, dis Sondag Moedersdag. Maar ons manne hoef nie te vrees nie. Ons gaan gevulde pannekoeke verkoop hierso. So moenie worry oor die kos maak daarna nie. Kom koop pannekoeke en gaan gee vir mamma by die huis. Mamma hoef nie skottelgoed te was nie, mamma hoef nie kos te maak nie. Julle hoef nie skottelgoed te was nie, julle hoef nie kos te maak nie. So kom ondersteun ons met ons gevulde pannekoeke. En dan ons verjaarsdag vir die maand, vir die week. Vandag Tommy White, môre Melissa Dobson, en dan die 10de Mei Megan Lee Moster. Ons bid vir julle 'n wonderlike nuwe lewensjaar en 'n geseënde dag toe. Mooi week, dankie. Hy is nou aan. Daar sal na die diens sal daar ook pannekoeke te koop wees in die kerksaal, saam met julle koffie en julle tikkies. Dankie Elma, kom ons bid gou en sê dankie vir die Here vir die dankoffers. Hemelse Vader, baie baie dankie dat ons ook uit ons eie sakke vanoggend ietsie kon neem om vir U net dankie te sê. Here, dis 'n teken van dankbaarheid vir wat U vir ons gedoen het. Here, dis baie klein. En dit is glad nie verteenwoordigend van wat U elke dag vir ons doen nie. Maar aanvaar dit asseblief en help ons om dit aan te wend tot uitbreiding van U koninkryk en waar dit nodig is. En ons bid dit alles in U naam. Amen. Ek het nog so 2 skyfies. Kom ons kyk gou daar. Wat het hierdie week gebeur?
Ons het nou net gehoor die pannekoek marathon en ek wil hiermee vir elkeen sê baie dankie dat jy kom bak het, dat jy kom strooi het en vir die wat kom eet het. Ons wou 1000 pannekoeke verkoop. So volgende keer bestel asseblief meer, hoor? Dat ons meer kan eet, want dit is so lekker. En moenie net by die huis sit nie. Kom eet dit hierso. Julle kan nie glo hoe lekker was dit vir my nie. Ons het ook Vrydag aand 'n jeug bymekaar kom gehad. Die eerste keer, daar was 5 jong mense. Ons is baie dankbaar dat die Here hulle gebring het. Bid asseblief vir ons jong mense in Sitwil. Dat hulle sal kom. Ek probeer by die Here, ek hoor, wat moet ek volgende doen? Dit was net 'n eerste ontmoeting, daar is nog baie meer jong mense. So almal wat ouer as 16 is baie welkom. So stuur hulle asseblief as julle weet. En dan het ons gister ook opleiding gekry vir Hope for Kids. Dis die program waar ons die evangelie aan kinders kan oordra. So die skool het vir ons hierdie jaar die graad 4's en die graad 5's gegee. Dit is ongeveer 160 kinders. So ons kategese het gespring van 0 na 160. Asseblief bid ook vir daai kinders. Bid vir ons wat dit gaan doen. En ons het nog mense nodig om beskikbaar te wees om vir hierdie kinders die evangelie oor te dra. So as jy beskikbaar is, dit gaan op 'n maandagoggend elke tweede maandag wees, nie elke maandag nie. Kom sê vir ons, jy stel belang, jy wil graag. Ek weet daar is van ons. Ek weet nie of daar nog afgetrede onderwyseresse hier is nie. Ek weet van een. Maar die is klaar betrokke. Ek weet nie van die ander nie. Kom help ons asseblief, dis lekker. Dis ontspannend. O ja, en dan moet ons nou mos vanoggend weer 'n wenner aanwys. Dis mos die eerste Sondag van die maand. Ek het net die boonsteen gevat. Jammer as jou nou onder was. Of moet ek aan een trek? Linda de Tooi. Ja, fantasties. Kom al na die tyd. So Linda het ons blokraai gewen vir verlede maand. So ons sal na die diens dit leegmaak, dan kan ons weer ingooi vir volgende maand. Okay, en ons blomme wil ons vanoggend gee vir Renate en daarmee wil ons vir jou sê sterkte. En ja, mag die blomme jou herinner aan al die mooi momente toe jou pa nog hierso was. Okay, dan kom ons gaan aan die volgende en toe wat gebeur volgende week? Daar is weer pannekoek by Moedersdag, né? Okay, kom ons gaan aan. Daar is ook nagmaal. So asseblief kom ons woon die nagmaal by om ook hierdie onsienlike geloof wat ons het te kom versterk en vir die Here te vra, Here voed my ook deur die gebruik van die nagmaal. Ons herinner julle net aan Oom Perie se begrafnis volgende Saterdagoggend 10:00 hier in die kerkgebou. En dan is daar nog iets? Nee, dis klaar. So julle, dis die einde van vanoggend se verrigtinge en kom ons staan, dan sluit ons af met 'n lied. Volk
seën uitspreek. Einde van die maand, kom asseblief kerk toe, want dan sal Rokkie ons begroting aan die gemeente voorhou. Einde van die maand, asseblief. As jy vanoggend huis toe gaan, en jy dink aan die grootheid van God, jy dink dat die Here jou redder is, jy dink daaraan dat hy in ons midde is, weet dat God jou lief het, en onthou dat die genade van God, die liefde van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met jou is, daar waar jy loop, daar waar jy woon en daar waar jy werk. Amen.